Hallo maatjies! Ek is juffrou Nadia. Ek is juffrou Renel. Ek is juffrou Rachel. En ek is juffrou Marlies. Baie mense hou van soene, maar nie almal nie. Het jy al ooit iemand gehad wat jou so graag wil soen en jy wil net weghardloop? Wel, dan gaan jy vir Bernard baie goed verstaan. Vandag gesels ons oor die snaakse en slim boek met die titel Moenie vir Bernard soen nie, geskryf deur Nikki Daly. Hierdie boek is vol humor, kleurvolle prente en 'n belangrike boodskap. Jy mag wees en dit is ook oukei. Dit is perfek vir saamlag en dit is sommer 'n goeie geselsie oor hoe ons almal ons eie lyfies mag beskerm op 'n manier wat selfs kleuters kan verstaan. So sit terug, hou jou soene vir later en kom ontdek hoekom Moenie vir Bernard soen nie 'n storie is wat kind en ouer moet hoor. Almal hou van Bernard. Tannie Neeltjie, Tannie Nikki, Tannie Nomsie en Tannie Lulu is mal oor hom. As hulle kom kuier, gee hulle vir Bernard bloedrooi lipstifie piksoene. Kom gee my 'n druk soene voordat jy kan keer soene. Tata sien jou weer soene. Dit maak van Bernard baie vies. Hallo Bernard. Hallo Tannie Neeltjie. Ag kom gee vir Tannie 'n soentjie. Ek het jou so verlang. Nee, Tannie net nie nog so nou nie. Ag, maar jy is my snoekie poekie. Ek kan dit net nie weerstaan nie. Wat gaan dit drankie Bernard? Ag my ou skatige ou afieskapie. So vir die speletjie kan die ouer vir die kind verskillende situasies van aanraking wys en Dan kan die kind besluit of dit aanvaarbaar is of nie. soos byvoorbeeld sy of hy wys vir hom mamma wat die kind aantrek Aanvaarbaar, en ouma gee 'n soentjie op die wang, aanvaarbaar, 'n maatjie wat hom stoot nie aanvaarbaar, en dan mamma gee hom 'n drukkie. aanvaarbaar. En volgende is daar ook 'n dansie en liedjie wat ouers en selfs onderwysers saam met die kinders kan doen om hulle meer te leer van hulle se lyfies. Goed dan, wat van 'n papiersoentjie wil Tannie Lulu weet? Wat is 'n papiersoentjie? Vra Bernard. Gee vir my papier, dan wys ek jou, sê Tannie Lulu. Bernard gee vir Tannie Lulu 'n bladsy uit sy reënboog notaboek. Hy kyk hoe sy 6 rooi lipstifiesoentjies op die pink papier teken. Toe knip sy met Bernard se skerp reg rondom die soene uit. Daar sê Tannie Lulu, met al my liefde en 'n soentjie vir elkeen van jou verjaarsdae. Bernard hou sommer baie van hierdie papiersoentjie. Niks meer soene nie, sê Bernard. Maar jy is my snoekie poekie, sê Tannie Neeltjie. Jy is my klein apieskapie, sê Tannie Nikki. Jy is my oulikse ou boontjie patroontjie, sê Tannie Nomsie. Kom gee my 'n soentjie, sê Tannie Lulu. Nee, sê Bernard en hou sy hande voor sy mond. Die boek Moenie vir Bernard soen nie dra 'n sterk boodskap oor morele en etiese ontwikkeling, veral rondom die temas van toestemming, respek en persoonlike grense. Bernard se ervaring wys dat selfs gebare wat bedoel is met liefde nie altyd goed of welkom is vir die persoon wat dit ontvang nie. Die storie leer kinders dat dit belangrik is om ander se gevoelens en wense te respekteer, selfs al is hulle nog klein. Dit beklemtoon dat elke mens die reg het om nee te sê en dat dit nie net aanvaarbaar is nie, maar omdat dit ook
dat jy ook vir die nee moet luister. Die boek skep 'n waardevolle geleentheid om met kinders oor reg en verkeerd te gesels en om hulle van kleins af te leer om ander mense se grense te respekteer en respek te toon aan ander. In die boek Moenie vir Bernard soen nie, laat dit toe dat kinders se taal- en kommunikasievaardighede ontwikkel, want in die boek word eenvoudige en herhalende taal gebruik wat jong kinders maklik kan verstaan. Dit kan hulle help om woorde soos respekteer en sinne soos genoeg is genoeg aanleer, wat 'n voordeel sal wees vir hulle taalontwikkeling. Dan laat die boek hulle toe om hulle eie opinies te lig op Bernard en kan hulle saamstem of nie met wat in die boek gebeur. Die vrae wat oor die boek gevra word, soos hou jy daarvan dat ander mense jou soen, stimuleer gesprekke tussen kinders en volwassenes, soos hulle ouers en opvoeders, wat 'n voordeel sal wees vir die kind se kommunikasieontwikkeling. Kognitiewe ontwikkeling. Die boek leer kinders oor oorsaak en gevolg. Byvoorbeeld, wanneer iemand vir Bernard soen teen sy wil, die storielyn volg 'n logiese struktuur wat die kinders help om gebeure in volgorde te verstaan. Kinders dink krities oor Bernard se reaksies en die gedrag van ander karakters. Hoekom is hy ongelukkig? Wat sou hulle gedoen het? Dit bevorder ook metagognisie, want dit help die kinders dink oor wat hulle in so 'n situasie sou gedoen het. Kognitiewe ontwikkeling. Die boek leer kinders oor oorsaak en gevolg. Byvoorbeeld, wanneer iemand vir Bernard soen teen sy wil, die storielyn volg 'n logiese struktuur wat die kinders help om gebeure in volgorde te verstaan. Kinders dink krities oor Bernard se reaksies en die gedrag van ander karakters. Hoekom is hy ongelukkig? Wat sou hulle gedoen het? Dit bevorder ook metagognisie, want dit help die kinders dink oor wat hulle in so 'n situasie sou gedoen het. Sosiale en emosionele ontwikkeling. Die boek help met Bernard se optrede teenoor die tannies wat hom wil soen en druk en die ongemak daarin dui op dat dit oukei is om nie daarvan te hou nie of om nee te sê wanneer hy ongemaklik voel en dat ander mense dit dan moet respekteer. Die boek versterk selfbewustheid en help kinders om hulle emosies en gevoelens te verstaan. Daar is 'n geleentheid geskep om te gesels oor die toestemming, respek en hoe om vir ander nee te sê op 'n veilige manier, maar as ook op 'n respekvolle manier. En daar is dit mense, Moenie vir Bernard soen nie het ons gewys dat nie elke kind lus is vir drukkies en soentjies om elke hoek en draai nie, en dis heeltemal oukei. Ouers, laat hierdie boeke begin lees van goeie geselsies by die huis oor respek, grense en toestemming. En kinders, onthou, dis heeltemal reg as jy nee dankie wil sê vir elke tannie se soene en drukkies. So, moenie vir Bernard met soene jag, hy hou van speel en nie van smag. Vra eers mooi, dis nie te traag, respek begin met 'n eenvoudige vraag.